Ek is so bly ek kan bietjie saam met julle kuier. Weet julle wat? Hier by Kruin Kinikor praat ons bietjie oor flieks. Baie lank gelede, nog voordat ek en jy gebore was daar die eerste flieks. Die flieks waantoe mense kon gegaan het. Nou, mense was so opgewonde oor die eerste fliek wat oopgemaak het. In 1887 het die eerste fliekteater oopgemaak in Suid-Afrika. En almal was opgewonde, want hulle wou gesien het wat gaan gebeur. Eers was daar nie klank gewees nie, en net 'n storieetjie, en dit was kortflieks. Later het daar klank bygekom, en meer interessanter. Die eerste kinderfliek wat gemaak was, sy naam was Vansmagori. Dit was so 'n tipe van 'n tekenprent wat 'n storie vertel het, so 3 minute lank. En ek dink ons moet gou 'n bietjie na hom kyk. Kyk gou hierso. Mense was seker verskriklik opgewonde toe daar die eerste dag aanbreek om te gaan fliek. Ja, mense het reg gemaak vir hierdie dag se uitstappie. Baie keer was daar lang films gewees. Dan het hulle gaan kyk en dan ewe skielik het daar die woorde opgekom, to be continued. In Afrikaans word vervolg. Dan moes die mense al hulle goedjies gevat het en weer die volgende Saterdag gekom het. Want daar was nie elke dag flieks nie. Maar die mense was opgewonde, want dit was vir hulle baie interessant. Al hierdie beelde, woorde, musiek en sang wat op die groot skerm plaasgevind het. Want sien, hierdie uitstappie was nie net 'n fliek nie. Daar was popcorn en daar was lekker koeldrank of slashpappie en 'n sweetie gewees. Partykeer, soos vandag, maak dit ons dit 'n groot outing, dan gaan eet ons ook sommer ietsie lekkers. Dit is die lekker van fliek. Ag, ek is sommer lus om nou te gaan fliek. Maar kom ons luister bietjie na die grootste fliek wat al gemaak is, maar waaruit ons lees en waarmee ons besig is by Kruin Kinikor, en dit is die Bybel. Die dag toe Jesus
voor sy disippels staan, voor hy opgevaar het na die hemel, het hy vir hulle gesê, ek gaan om vir julle plek te berei, maar ek gaan terugkom, en dan sal ek weer by julle wees. Maar ek los julle nie alleen nie. Nee, ek gaan vir julle iemand stuur om by julle te wees, om in julle te woon, sodat almal kan weet wie ek is. En dit is die Heilige Gees. So, as ons Jesus se kind is, het ons die Heilige Gees, wat ons help. Dis daar die klein stemmetjie wat elke keer vir ons sê, moenie dit doen nie. Dit is verkeerd. Maar met hierdie Heilige Gees het die Here vir ons elkeen 'n opdrag gegee. Jesus het vir ons gesê, jy moet verander van my vertel. En dit is presies wat ons moet doen. Dit is 'n opdrag van Jesus. Dat ek en jy eintlik 'n fliek moet wees vir Jesus. Hoe kan ek en jy 'n fliek wees vir Jesus? Deur om verander te vertel van hom. Ons hele liggaam is 'n storie. En as ons Jesus se kind is, moet ons vir hulle vertel van Jesus, vir almal wat daar buite is. So ons vertel nie dit nie, maar ons wys hulle ook wie Jesus is. So as Jesus in jou woon, dan sal jy nie anders kan as om vir ander mense en maatjies lief te wees nie. Om vir hulle te vertel van Jesus. Om vir hulle te wys, jy gee om. En daarom is dit so belangrik, dat ons Jesus toelaat om deur ons te werk, om hierdie storie te vertel. Om vir hulle te sê, maar ek is 'n kind van Jesus, en ek wil jou van hom vertel. Nou in Johannes 14 vers 15 lees ons die volgende woorde: as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Nou ja, Jesus gee vir ons 'n opdrag. En dit is om lief te wees vir ander. Want sien, as jy Jesus in jou het, het jy liefde. Maar nog steeds is dit jou besluit. Gaan jy hierdie storie, hierdie fliek wees vir Jesus of nie? Gaan jy vir mense wys, Jesus is lief vir hulle, jy is lief vir hulle? Gaan jy vir hulle wys, jy gee om? So eintlik kan ons sê, ons is Jesus se hande en voete hier op aarde. Hierdie groot opdrag is baie belangrik, want ons moet hulle wys, die mense en die maatjies daar buite, wie is Jesus? Jesus se opdrag aan ons is dat ons mekaar moet lief hê, want dit is baie belangrik. En so moet ons ook wys, wat is hierdie liefde? Hierdie liefde is om te gee vir 'n maatjie en 'n maatjie te help wanneer ons sien daar is nood. So hy sê vir ons dat ons is die enigste tipe boodskap wat mense eintlik kan sien van wie Jesus is. Ja, hulle gaan nie net van self weet van Jesus nie. Nee, hulle gaan sien, daardie maatjie ek leef soos Jesus. Ek doen wat Jesus sal doen. En ek vertel dit nie net en vertel hulle wie Jesus is nie, maar ek wys hulle ook. En wanneer ek dit vir hulle wys, is ek 'n fliek vir Jesus. So gaan hierdie week en wees 'n fliek vir Jesus. En vertel almal van hom, hoe wonderlik en hoe groot hy is. Jesus is lief vir jou.
en hy het aan die kruis vir jou gesterf. Daarom wil hy ook hê jy moet sy kind wees en weer vir ander liefde kan gee. Daarom moet ons nie net vertel nie, maar ons moet ook wys dat ons 'n kind van Jesus is. En so gaan mense nuuskierig wees en wil weet hoekom ons dit doen. En hulle wil hierdie Jesus waarvan ek vertel, wil hulle meer leer. So is jy 'n fliek vir Jesus hier op aarde? Of is jy maar net hier? En blend maar in oral waar jy is. So ek hoop dat jy 'n fliek vir Jesus sal wees en vir ander van Jesus kan vertel. Kom ons bid saam. Jesus, baie dankie dat ek kon hoor vandag dat ek met die Heilige Gees se hulp vir ander maatjies van U kan vertel. Maar dat ek nie net hulle sal vertel nie, maar dat ek hulle ook sal wys. En help my om dit te kan doen sonder om skaam te wees. Want Jesus, U roep my daarvoor. En dit is die groot opdrag. U wil hê ek moet ander lief hê en deur vir hulle lief te wees, moet ek 'n fliek vir U wees en hulle van U vertel en ook wys hoe leef U in my. Dankie Jesus daarvoor. En seën ons verder in hierdie week. Amen. Nou ek het so lekker by julle gekuier en ek sien julle 'n volgende keer. In hierdie week sluit die skool en dalk volgende week kom kuier iemand spesiaal vir ons. Sien jou volgende keer. Mooi bly. Bye.